Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer verder elke episode kort genoeg hou dat jy daarna kan luister wanneer ook al jy 'n breek nodig het. Ons gesels vandag oor lenings wat maatskappye aan hulle aandeelhouers toestaan, of soos baie rekenmeesters daarna verwys, debietlenings. Dit is 'n onderwerp wat baie gereeld opkom in konsultasie met kliënte en daar is sekere herhalende debatte wat rondom hierdie lenings voorkom. Die ander tendens wat ek ook waarneem is dat baie aandeelhouers wat op 'n herhalende of 'n konstante basis hierdie lenings uit die maatskappye ontvang, op die ou end hulle self in nogal 'n moeilike posisie bevind. Veral wanneer jy op 'n punt kom waar of die maatskappy tot 'n einde kom of die aandele nou oorgedra gaan word na iemand anders en die koper wil nie hierdie debietlening in die maatskappy saam oorneem nie. Dan begin aandeelhouers skarrel om planne te maak oor wat kan 'n mens met hierdie debietlening doen. So vandag se onderwerp van die potgooi is eintlik maar net om so 'n bietjie oor die ekonomiese oorwegings rondom debietlenings te gesels. Nou voordat ons oor hierdie verskillende ekonomiese scenario's gesels, wil ek dalk net so 'n stappie terugvat en eers net gaan kyk maar hoekom sal 'n aandeelhouer by 'n maatskappy geld leen? So as die maatskappy 'n wins maak, kom ons aanvaar vir argumentsonthaalwe R1 miljoen se wins na belasting en dit gaan uitkeer aan die aandeelhouer, dan is daai uitkering 'n dividend en daai dividend dra dividendbelasting teen 20%. Die alternatief vir 'n aandeelhouer wat die geld wil hê en die maatskappy se geld wil gebruik, maar sonder om dit in die vorm van 'n dividend te kry, is dat die aandeelhouer daai selfde fondse by die maatskappy kan gaan leen. En as die aandeelhouer die geld leen in plaas van onttrek uit die maatskappy, dan is die lening op sigself is nie 'n dividend nie en dis nie onderworpe aan dividendbelasting nie. So dit gee as mens in die kort termyn kyk vir die aandeelhouer eintlik twee keuses om te sê maar hoe wil jy die geld gaan uithaal? En dis dan nou waar die dividendbelastingreëls inkom om seker te maak dat dividendbelasting en die verryking van die aandeelhouer nie dividendbelasting ontglip nie. So die dividendbelastingreëls vereis dan dat mens gaan vasstel of hierdie lening rente dra of nie. Nou as jy die lening rente dra, as mens dan net eers ekonomies daarna gaan kyk, die maatskappy word vergoed vir die koste van die fondse wat oorgedra is na die aandeelhouer, so die aandeelhouer word nie regtig op 'n manier verryk nie. En daarom geld die geagte dividendreëls nie, tensy natuurlik die koers laer is as die amptelike koers waaroor ons net nou sal gesels. So as so 'n lening rente dra, dan word die maatskappy belas op die rente-inkomste wat aan hom toeval, of hy dit ontvang het of nie. Solank as wat dit toegeval het, word die maatskappy daar belas. Die aandeelhouer aan die ander kant wat dan nou die rente aangaan, moet 'n mens gaan kyk op grond van waarvoor hierdie geld aangewend is, of die aandeelhouer 'n aftrekking kry of nie. So as die aandeelhouer byvoorbeeld die geld gaan leen het om 'n beleggingseiendom te koop, dan wat hier inkomste gaan genereer, dan behoort die rente aftrekbaar te wees vir die aandeelhouer. Maar as die aandeelhouer die geld gaan uit die maatskappy gaan leen het om te spandeer op privaat onkostes of vakansies, sulke tipe van goed, dan kan die aandeelhouer nie 'n aftrekking daarvoor kry nie. So dit mag dalk wees dat in sommige gevalle jy opeindig met 'n posisie waar die maatskappy belas word op die rente, maar die aandeelhouer kan dit nie aftrek nie. As daar dan 'n rente opbou en die aandeelhouer vereffen nie daai rente nie, dan is die ander gevolg wat 'n mens net ook in gedagte moet hou by hierdie eerste scenario waar daar wel rente gehef word, dat die rente gaan dan nou bly bou op die lening se saldo. So daai rente gaan op jaar die saldo van die lening meer maak. So dit gaan eintlik op 'n saamgestelde basis dan nou begin groei soos tyd aangaan en hierdie lening uitstaande bly. So dis scenario 1, die geld word as 'n lening onttrek en daar is rente daarop.
Scenario 2 is dan om te sê, maar as hierdie uitkoms nie aantreklik lyk nie, dan kan die geld aan die aandeelhouer geleen word sonder dat daar rente gehef word. Wat die dividendbelasting reëls dan nou sê is, as daar nie rente gehef word of rente teen 'n koers laer as die amptelike koers en die aandeelhouer aan wie die maatskappy leen is nie 'n maatskappy nie, is 'n inwoner en is 'n verbonde persoon tot die maatskappy, dan ontstaan daar 'n geagte dividend. Om te sê, maar omdat die maatskappy dan nou niks terugkry vir die geld wat gebruik word deur die aandeelhouer, dan is daar tog 'n vorm van verryking vir die aandeelhouer. Nou, anders as die SBM-stelsel van ouds wat gesê die hele kapitaalbedrag van die lening is 'n dividend, die dividendbelastingstelsel soos dit tans staan, ag slegs die rente wat nie gehef is as rente teen die amptelike koers gehef sou word, om die geagte dividend te wees. Wat belangrik is dan hierdie geagte dividend, hierdie rente wat jaarliks dan nou nie gehef word nie, die geagte dividend lei dan tot 'n jaarlikse dividendbelastingkoste totdat die lening vereffen word of andersins afgelos word. Miskien net 2 punte verwant hieraan. Die een is, jy sou gehoor het, ek praat spesifiek van dit is nie 'n maatskappy aan wie die maatskappy leen. Die rede hoekom daar tussen 2 maatskappye nie 'n geagte dividend ontstaan is dat as die waarde van die een maatskappy na die ander een sou gevloei het, en is beide plaaslike inwonermaatskappye, dan sou daar dividend vrygestel gewees het van dividendbelasting. Die ander vereiste wat daar ook was, is dat die geagte dividendreëls geld net as dit aan 'n inwoner verbonde persoon gaan. So beteken dit dan lenings aan nie-inwoner verbonde persone spring hierdie reëls vry. Die antwoord is ongelukkig nie. Daar's eintlik 'n strenger stel reëls wat op hulle geld, naamlik die oordragsprysingsreëls of in Engels die transfer pricing reëls, wat reeds geld omdat dit 'n inwoner is wat met 'n verwante nie-inwoner besig is om 'n transaksie aan te gaan. So daai oordragsprysingsreëls gaan vereis dat daar 'n primêre aanpassing gemaak word vir die rente wat gehef sou word, maar dan ook 'n sekondêre aanpassing. En daai sekondêre aanpassing is 'n dividendbelasting aanpassing in die geval van 'n plaaslike maatskappy. So dit is dan nou scenario 2 waar daar sekere ekonomiese gevolge is waarvan mens moet bewus wees as jy so 'n lening het en hy dra nie rente nie. Dan is daar tog 'n derde ekonomiese faktor wat ek dink mense in gedagte moet hou, en dit is dat daar het waarde uit die maatskappy uitgevloei, in die vorm van die kapitaal van hierdie lening. En wanneer hierdie waarde uitvloei permanent sal word, gaan daar 'n 20% dividendbelasting daarop wees. So of dit nou is dat die lening afgeskryf word, of dat daar agterna 'n volgende dividend verklaar word en die 2 dividende afgesit word teen mekaar, ergens gaan dit so met ander woorde die dividend wat ontvangbaar is deur die aandeelhouer en die verpligting om die lening terug te betaal word afgesit teen mekaar, en ergens gaan dit beteken dat hierdie 20% dividendbelasting moet betaal word sonder dat daar nog kontant na die aandeelhouer toe vloei. Natuurlik as die aandeelhouer die lening sou terugbetaal, dan is daar nie 'n 20% dividendbelasting op die kapitaal nie. So ek dink miskien om na afsluit se kant toe te beweeg, die belangrike punt is, as 'n aandeelhouer geld uit 'n maatskappy neem op leningsrekening eerder as 'n dividend, gaan die aandeelhouer nog steeds net een keer daai kontant kry, so daai kontant gaan op 'n eenmalige basis beskikbaar wees om te gebruik, maar daar gaan 'n herhalende koste wees totdat hierdie onttrekking of permanent word of die lening terugbetaal word. Daar's ook 'n volgende punt, en dis waarmee ek dan dalk wil afsluit voordat ons saamvat, wat SARS in hulle dividendbelasting gids noem. So in daai gids sê SARS duidelik, as 'n maatskappy 'n bona fide lening aan 'n aandeelhouer gaan toestaan, is dit nie 'n dividend nie. So die feit dat hulle spesifiek daar praat van 'n bona fide lening,
veronderstel dat mens moet jouself die vraag gaan afvra om te sê, maar is hierdie reëling tussen die maatskappy en die aandeelhouer waarna ons hier kyk regtig 'n lening? Nou, 'n lening in die gewone sin van die woord beteken dis 'n bedrag wat die aandeelhouer verplig is om aan die maatskappy terug te betaal. En ek dink dit is tog iets wat mens jouself moet afvra is dit die bedoeling van die partye waarmee hulle hier besig is? Goed, so om af te sluit, wanneer geld uit 'n maatskappy vloei na 'n aandeelhouer toe en dit vloei in die vorm van 'n dividend, is daar dividendbelasting. As dit vloei in die vorm van 'n lening, so met ander woorde 'n debietlening verskuldig aan die maatskappy deur die aandeelhouer, gaan daar 'n jaarlikse herhalende koste wees, of dit dan nou is dat die rente belas word of die geagte dividend, en hierdie koste gaan bly herhaal totdat die lening op een of ander manier afgelos word. Die volgende punt is net die kapitaalbedrag van die lening, sou dit 'n permanente onttrekking word, is nog steeds onderworpe aan dividendbelasting. En baie aandeelhouers en maatskappye sal hierdie geld gaan onttrek en nie noodwendig in gedagte hou dat ergens is daar nog steeds in hierdie struktuur kontant nodig om uiteindelik hierdie finale 20% dividendbelasting te gaan vereffen nie. So dis maar net iets as mense 'n bietjie na die langer termyn plan met hierdie lenings kyk om in gedagte te hou. Dis dit vir vandag se episode. As jy enige vrae, voorstelle, opmerkings het, stuur asseblief vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. As jy van die potgooi hou, gaan teken asseblief op jou platform waar jy na potgooi luister aan om elke week die nuutste episode te kry, en vertel natuurlik al jou vriende en kollegas van die potgooi. Ek wil net soos elke ander week jou ook maar net weer herinner, niks in hierdie potgooi was bedoel om belastingadvies te wees of om 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.